Dis tyd vir jou geldsaake en ek gesels nou met die finansiële adviseur Hendrie Botha oor alles wat jy moet weet om jou finansies vir die nuwe finansiële jaar gereed te kry. Hendrie gaan insig deel oor hoe om jou salaris en belasting slim te bestuur en hoe jy jou geld vir jou kan laat werk. Welkom terug. Baie dankie. Goed, nou met die nuwe finansiële jaar wat om die draai is, wat kan ons anders doen om 'n finansiële verskil in hierdie jaar te beleef of te sien? Ja, so dit is eintlik eenvoudig, verdien meer en betaal minder. Maar dit klink soos 'n sprokiesverhaal of iemand wat die lotto gewen het. Ja. So ek gaan jou nou 'n bietjie verder vat hoe ons daarbey gaan uitkom. Dis net vir my goed om te weet, jy het vir ons 'n paar voorstelle. So hoe kry mense dit reg om meer te verdien as die ekonomie dit nie toelaat nie? Want ek dink 'n mens kyk veral na iets soos markverwante salarisse, jy weet. Ja, so dit is nie noodwendig nodig om 'n groot salaris te verdien nie, maar hoe jy jou salaris bestuur van dit wat jy uitkry na jou inkomstebelasting en jou UIF om dit soveel as moontlik te maak vir jouself. Ja. Ja. En kan 'n mens dit wat van jou salaris afgetrek word minder maak? Definitief. So ek dink van die mense wat nou eers begin werk het, kry daai eerste skok van 'n salarisstrokie om te besef, maar kyk hoeveel word afgetrek. Jy weet die baas het gesê ek gaan hierdie verdien, maar daar gaan belasting af en UIF en dit is nou nie meer die som wat gemaak is nie. So SARS vat hulle pond vleis en as jy meer as daai R7.980 verdien, dan gaan SARS vir jou so, maar jy sit met die voordeel dat jy jou belasting kan bestuur. En hoe bestuur ek my inkomstebelasting wat afgetrek word presies? Is daar miskien 'n paar stappe, jy weet wat jy vir ons kan verduidelik? So party base bederf die mense, jy weet jy het jou pensioenfonds, so dan is jy gelukkig, maar jy kan nog steeds jou maksimum belastingkorting kry deur 'n uitreaniteit op jou eie privaat hoedanigheid uit te neem, om so min as moontlik belasting te betaal, en dit hang af hoe jy jou belasting bestuur. Nou, my vraag is natuurlik, kan dit waar wees? Want indien wel wil ek hê, jy moet vir ons die sommetjie doen, dat ons dit ek verstaan. Ek het vanoggend vir Sari, en Sari, sy verdien R20.000. Maar nou nadat Sari se belasting af, Sari betaal R2.183 se belasting elke maand. En dan kom haar UIF ook nog af en so R177. So sy kry dus haar salaris wat sy uitkry is maar R17.639.92. So dis wat sy uitkry na SARS gevat het. So sy 'n maksimum van 27.5% op 'n uitreaniteit bestee, kom ons sê R5.500 'n maand kan wegsit, dan sal SARS vir haar R1.000 korting gee op haar inkomstebelasting. So dis betaal sy nou R1.173 in plaas van R2.183. En so dit spaar sy, in plaas van die R5.500 wat sy betaal sy eintlik net R4.500 per maand. Vir haar uitreaniteit. Ek het sommetjie gedoen. Maar dit sou vir my baie beter gewees het as ek 'n stukkie papier hier gehad het en kon notas neem. Maar ek dink dit is waarom jy daar is en waarom mense julle moet raadpleeg. Maar goed, nou is die ander vraag, wanneer sien ek dan die besparing op my inkomstebelasting? Sien ek dit eers wanneer ek die opgawes indien? Ja, so ek kry hierdie vraag baie by kliënte in terme van hulle vra vir my, Hendra, jy weet, gaan ek dit nou eers uitkry as ek jy weet die dag my opgawes indien, of kan ek dit al maandeliks uitkry? Die antwoord is ja, jy kan dit al maandeliks uitkry. Jy kan jou werkgewer, so dit hang van jou en jou werkgewer af. Jy kan jou werkgewer vra, luister, kan jy vir my privaat retirement annuity of my uitreaniteit, kan jy dit op my salarisstrokie sit en jy kry van die einde van die maand af al daai belastingkorting op jou salaris. So jy gaan al reeds sien, maar nou kry ek bietjie Sari gaan R1.000 ekstra kry, jy weet. So en onthou, Sari hoef nie maandeliks R5.500 weg te sit nie. Sari kan maandeliks, kwartaalliks of jaarliks bydra tot 'n uitreaniteit. So wat ek eintlik wil sê, as daar Saris is wat nou nog nie hulle belastingkorting gekry het nie, is nou die tyd. Jy weet, jy kan nog 'n lomsom in jou uitreaniteit insit tot met 28 Februarie, daarna kan jy nie meer nie, dis die kerf, en dan kan jy daai ekstra belastinggeldjie kry, jy weet wanneer jy jou opgawes nou indien. So dit gaan eintlik daaroor, hoekom wil jy vir SARS betaal as jy jou eie geld vir jouself kan hê? Dis die som. Hendrie, nou wat van die Maries? Nee, speel sommer. Sorry Marie Kosie, Gertjie, net solank jy minder belasting wil betaal, dis wat jy moet betaal. Hoe belangrik is dit om bewus te wees van die verskillende belastingkerwe?
as ek dit so kan stel. Dis- Moet 'n mens 'n bietjie huiswerk doen in daai verband. Dit is baie belangrik. Ja, want dit maak saak hoe jy gaan spaar op die einde van die dag. Hoe gaan jy daai kerf van jou die beste bestuur? En daar is sekere maniere van spaar wat jou gaan help wat jy as jy in 'n sekere kerf val, is daar produkte in die mark wat jou gaan help sodat jy nie meer kapitaalwinsbelasting moet betaal of meer inkomstebelasting betaal nie. Ja. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie meer vertel van dit wat miskien, jy weet, waarvoor geëis kan word wanneer 'n mens iets soos belasting moet afhandel? Ja, so wanneer jy so dit hang af, so mediese fonds is 'n groot ding. So jy kan eintlik basies daarvoor dink alles waarvoor die staat vir jou moet voorsiening maak, soos jou as jy 'n SASSA geval gaan raak Ja. of as jy 'n retirement as jy van die staatsmedies gaan gebruik, jy weet die in die staatse hospitale is die PICA of so aan. Ja. As jy daai korting wil hê op jou salaris waar jy belasting nou kan afskryf, dan moet jy bydra tot 'n mediese fonds, tot 'n uitreaniteit. En dan hang dit af wat 'n beroep jy doen. Jy weet jy kan op travel allowance kan jy afkry as jy byvoorbeeld 'n rep is en jy's op die pad en jy gebruik jou eie voertuig. So dis belangrik om te gaan kyk, maar daar's 'n groot lys van dinge wat jy kan na gaan kyk. Jy weet jou kantoor gebruik. Ja. Is dit jou eie kantoor waarvanuit jy besigheid uit doen vir jou werkgewer. Daai gedeeltes is kortings wat jy kan kry. En ek dink weer eens dit is waarom ek iets soos die kundiges of die rol van kundiges ook wil beklemtoon en ons gaan nou net daarby uitkom om te hoor hoe mense met julle kontak kan maak, maar bestaan belasting effektiewe besparing nog? Definitief. So dit hang af. Kom ons sê jy kan in 'n jaar net R36,000 wegsit. Dan is dit tipiese belastingvrye plan vir jou. Jy weet jy kan spaar tot R36,000 'n jaar. Jy kan hom nou ook volmaak voor 28 Februarie. Ja. En dan het jy R500,000 wat jy belastingvry basies kan spaar binne daai plan. So dit is as jy net tot 'n 36. Sou jy meer as R36,000 kan wegsit, jy weet 100,000 of so, dan sou ek sê, jy weet vir my 'n tipiese endowment, 'n 5-jaar plan, jy word binne die fonds belas teen 30% en ook 'n tipiese effekte trust. Jy weet effekte trust is teen kapitaalwinsbelasting en dis nie 'n maatjie noodwendig nie. Ja. So kyk na Everest Strategic Income Fund. Jy weet ons Onyx-planne, jy word deur dividendbelasting soos op die SARS tabelle belas teen 20% vasgestel. So as jy in 'n kerf val waar jy 45% of so, jy wil nog nie spaar teen daai belastingkoers nie. Spaar teen 'n 20%, kom sien ons by Everest dat ons vir jou so 'n plan in werking stel. Gee vinnig vir ons julle webtuiste. Jo. Ek sit jou op die spot. Moenie bekommerd wees nie. Everest Advisory Services, dit is waar jy met hulle kontak kan maak. Nou ek hoop daai netjies se skoene is gepoets en die aandrakke gereed. Bly ingeskakel.